Vader, baie dankie. Val ek nou so amper met die deur in die huis. Maar Here, ons gee U al die eer. Dankie dat U lewe, dat U die redder is, dat U betrokke is in ons lewens, dat U regtig elke persoon wat vandag hier by mekaar is en elke persoon op die wêreld, Here, op die aarde, dat U vir hulle in gedagte gehad het vir ons almal om U seun Jesus te stuur. U alleen is waardig, Here. Geen ander naam bo die naam van Jesus nie. Dankie vir dit. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om U woord te hê en dat ons nou regtig, Here, ek kom en ek verklaar my afhanklikheid voor U. Ons het 'n paar notas gemaak, maar U sê in die uur van ons behoefte lê U die woorde in ons monde en hierdie is my uur, Here. Ek kom en ek verklaar my afhanklikheid van die leiding van U Gees. Dat dit wat ek nou gaan sê en dit wat ek nou gaan doen, Here, sal wees dit wat U wil hê, U mense moet hoor vanmôre. Ons eer en ons dankie in Jesus se naam. Ons almal sê saam amen. En amen. Baie dankie, ek kan gerus jou sitplek neem. Ekskuus vir daai bewerige intro. Ek wil net vir julle wat aanlyn is vanmôre sê goeiemôre. Julle kan nou nie sien wat hier binne in die saal gebeur nie, maar ons is besig om 'n bietjie net aan die uitleg van die saal te werk. Die vir julle wat hier is en dit nog nie gesien het nie, het julle gesien daar's ligte teen die mure op. Dis nie ons nie, maar dis oulik. Julle gesien die stoele lyk 'n bietjie anderster. O ja, dankie. Dis wel ons wat dit gedoen het. Julle gesien die praattafeltjie is besig om lyf te kry. Jy gesien jy het Ekskuus, ek vra verskoning vir daai. Dis ons hier in Jeffreys baie bly waar daar dienslewering is, nê. Nee. Dan ry die trokke by die saal verby op 'n Sondagoggend. Prys die Here. Welkom vir jou as jy vir die eerste keer ingeskakel is. Ons vertrou hierdie gesprek gaan vir jou betekenis en waarde hê. As jy verlede week ingeskakel is of was ek som net baie vinnig op. Ons is besig met die bergpredikasie in oploop na Paasnaweek wat kom. Het ek dit in my hart gevoel om sommer net 'n bietjie te gesels rondom wat het Jesus gedoen, wat het Jesus gesê en wat is die waarde daarvan vir jou en vir my vandag. Ons het verlede week vir mekaar gesê Jesus se keuse van 'n plek om op die berg te gaan. Dis 'n plek van onbeperkte toegang, onbeperkte tyd wat jy daar kan bly. Dis nie kultuur of taal of dis net oop, almal kan kom. En dis my amazing om te weet dat dit wat Jesus daar gesê het is van toepassing vir alles en almal om hom. Nou vanoggend gaan ons aan en die tweede gedagte wat ek uit hierdie bergpredikasie gehaal het, is die klem wat Jesus lê op die woord. Met ander woorde die belangrikheid van die woord, van die Bybel, dit wat ek en jy het. Nou onthou nou in daai tyd was die Bybel nou nog nie daar soos ek en jy het vandag nie. Dit was die wet van Moses, die eerste 5 boeke van die Bybel het hulle gehad en daar was 'n paar buite geskrifte wat hulle aangehaal het en wat hulle gebruik het. Maar as Jesus verwys na die woord, dan bedui hy of bedoel hy Moses se wette, Moses se eerste 5 boeke. So kom ons lees Matteus 5 vanaf vers 17 en die opskrif daarvan is die vervulling van die wet en die profete. Nou onthou nou die wet en die profete is die woord. Jesus sê jy het die wet en die profete. Dit is baie interessant met Lazarus en die ryk man. Die storie wat daar afspeel baie vinnig as jy dit nog nie gehoor het nie. Jesus is aan die woord, hy vertel vir sy disippels, sy volgelinge 'n storie. Jesus vertel gelykenisse, dan sê hy daar was 'n man, daar was 'n boer, daar was 'n vrou, daar was 'n wat ook al. Maar dan vertel Jesus ook stories waar hy sê daar was 'n man met die naam van Lazarus. Met ander woorde, dis nie 'n pie in the sky nie, Jesus het hom geken. Daar was 'n man met die naam van Lazarus, daar was 'n man met die naam van Koos, hallo.
En daar was ook 'n ryk man, en Lazarus het by die hek gelê van die ryk man se paleis, en dit was hierdie twee teenpole. En Jesus vertel die storie in twee tonele, in twee verhale. Die eerste toneel op die verhoog, die gordyn gaan oop, hier is die ryk man en dit gaan met hom goed en dis oulik en alles, en hier lê Lazarus siek tot die dood toe en hy wens vir 'n krummel van hierdie ou se tafel af. En hulle beide sterf en die gordyn gaan toe, en die tweede toneel, die gordyn gaan oop en hulle is in die hiernamaals. En Lazarus word wakker in die arms van Vader Abraham. Dis een van die geloofsvaders van ons Christendom. Met ander woorde, hy is in die hemel. En dan die ryk man wat nou net die man is, word nie wakker in die arms van Vader Abraham nie. Hy word aan die ander kant wakker. En daar's 'n skeur tussen hulle en hulle kan nie by mekaar uitkom nie. Maar hulle herken mekaar en hulle praat met mekaar, en die bottom line van die storie is dat Lazarus word wakker in die arms van Vader Abraham omdat Jesus sy naam ken. Sy naam is geskryf in die boek van die lewe. Dit het niks met ryk of arm uit te waai nie. Dis nie waaroor die storie gaan nie. Die ryk man se naam is onbekend. Dis hoekom hy nie in die hemel opgeëindig het nie. Dis so maklik soos dit. En dan kom hierdie ryk man, wat nou net die man is daar van die verkeerde kant af, en hy praat met Abraham en hy sê vir hom, Vader Abraham. Nou dis 'n eretitel in die Joodse kultuur. Jy moet 'n regte Jood wees om vir Abraham te mag Vader sê. Hy ken hom, hy ken die storie, hy was 10 toe aan Sondag vir Sondag of Saterdag vir Saterdag, Vrydag vir Vrydag in die sinagoge, daar waar hulle is. Hulle het gesabbat en hulle het gedoen wat hulle doen, en hy het al die regte dinge gedoen, maar hy het dit nie gemaak nie. En dan op 'n stadium begin hy 'n plan B uitwerk met Vader Abraham en Lazarus, want hoor nou hoe gewoond is hy aan hierdie ryk man lewe, waar hy vir Abraham sê, Vader Abraham, hallo, jy is 'n vader, maar terwyl jy nou hier is, wil jy nie gou vir my 'n ding of twee doen nie, asseblief. Sê vir Lazarus, hy moet sy vinger in die water druk en vir my kom op my tong sit. Met ander woorde, laat Lazarus my kom bedien in my behoefte. Dis soos dit werk. En Abraham sê vir hom, kan nie aan daai kant kom nie. As jy hier is jy hier, as jy daar is jy daar. Dan sê hy, maar Vader Abraham, okay, hier is 'n ander plan. Ek het nog 5 broers by die huis. Wil jy nie vir Lazarus stuur? Hoor, hy is nog steeds in charge. Hy stuur gou daai ou. Dis die boodskapper. Laat hy net daar my broers gaan waarsku, laat hulle nie in hierdie plek van pyniging kom waar ek is. Wat sê Abraham vir hom? Hy sê vir hom, al staan iemand weer uit die dood uit op. Verwys nou na Jesus wat uit die dood uit opstaan. Al staan iemand weer uit die dood uit op, sal hulle nie luister nie. Hulle het vir Moses en die profete. Hoor by die bergpredikasie, hoe praat Jesus met die mense in 'n taal wat hulle verstaan? Hulle die wet en die profete. En sy heel eerste vers wat ons lees, vers 17. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om dit te ontbind nie, maar om dit te vervul. Met ander woorde, hy vat hulle onmiddellik terug binne in hulle kultuur. Binne in die geskiedkundige tyd. Hy vat hulle terug na Abraham toe. Hy vat hulle terug na Moses toe. Hy vat hulle terug na mense, onthou hulle is op die berg. Moses was met God op die berg. So hy connect. Hy connect onmiddellik, net daar. En hy sê, hulle het vir Moses en die profete, maar ek is nie hier om dit te ontbind nie, of om dit onklaar te maak nie. Ek is hier om dit te vervul. Vers 18, want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Dis 'n redelike lang stuk, hou bietjie vas as jy wil saamlees, Matteus 5 vanaf vers 18 tot 40.
Vers 19, elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele, maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Want ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Julle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broer sonder rede kwaad is verantwoordbaar moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broer sê raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. Net gou raka, onthou julle vir raka? Ons op 'n stadium, ek was nie baie slim op skool nie, maar ons het dit gelees op skool, nee. Raka. Ek het nooit geweet wat raka beteken nie, totdat ek die Bybel begin lees het. Dit was vir my net nog 'n feel as 'n kind en wie se wat se, ek kan nie eens raka onthou nie. Maar wat beteken die woord raka? Jesus sê, elkeen wat vir sy broer sê raka. Wat beteken raka? Raka beteken jou dwaas. Jou onbenullige mens, jou waardelose uitvalsel, daai goed, daai ou, as jy vir jou broer sê raka, het jy moord gepleeg, dis wat sê Jesus, dis wat Jesus sê, jou dwaas moet verantwoording doen in die helse vuur. As jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen eers met jou broer en dan kom jy terug en bring jou gawe. Wees gou goedgesind teenoor jou teeparty, solank as jy nog saam met hom op die pad is, sodat die teeparty jou nie miskien oorgee aan die regter en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar en jy in die gevangenis gewerp word nie. Dis nie my notas nie, maar dis in my hart om te sê, dis waarna ek verwys, van mense wat nie klaarmaak met die verlede, mense wat nie klaarmaak met hulle pa, hulle ma, hulle broer, hulle suster, hulle vriend, en dan gaan daai mens dood, en dan rou ons op Facebook, want ons het nie klaargemaak met hom wat jou onreg aangedoen het nie. Ons moet dit doen hier en nou. Ons sê dit vir mekaar, bring vir my blomme terwyl ek leef. Bring vir my chocolates, ek eet nie blomme nie, ek is nie 'n bees nie, ek eet die bees. Maar moenie wag tot dit te laat is. Jesus sê, gaan maak reg. Vers 25, ons het hom gelees. Wees gou goedgesind teenoor jou teeparty, solank as jy nog saam met hom op die pad is, sodat die teeparty jou nie miskien oorgee aan die regter en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar en jy in die gevangenis gewerp word nie. Voorwaar ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom voordat jy die laaste oortjie betaal het nie. 'n Oortjie is 'n sent. Julle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, julle mag nie egbreek nie. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. As jou regter oog jou dan laat struikel, ruk dit uit. Gooi dit weg vir jou af, want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie die hele liggaam in die hel gewerp word nie. En as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af. Want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel verwerp word nie. Daar is ook gesê, elkeen wat van sy vrou skei, moet haar 'n skeibrief gee. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe omrede van hoerery, maak dat sy egbreek pleeg, en elkeen wat die geskeide vrou trou, pleeg egbreek. Dis 'n ander gesprek vir 'n ander dag. Ons gaan nie nou daarby stil staan nie, maar verder het julle gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie vals sweer nie. Jy moet jou ede aan die Here hou. Maar ek sê vir julle, sweer hoegenaamd nie. Nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is, ook nie op die aarde nie, omdat dit die voetbank van sy voete is. Ook nie by Jerusalem nie, omdat dit die stad is van die groot koning. Ook by jou hoof mag jy nie sweer nie, omdat jy die een wit haar, wit of swart, kan maak nie.
maar laat julle woord wees ja, ja en nee, nee. Wat meer is as dit, is uit die bose. Julle het gehoor dat daar gesê is, oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, maar ek sê vir jou, dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie. Iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. En hy wat met jou na die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die bokleed kry. Julle ons eintlik kan 'n ou die hele jaar lank praat oor hierdie stuk. Iets wat vir my baie baie interessant is, wat ook sommer net so oor 'n koppie tee. Het jy dit al agtergekom? Daai skrif wat sê, as iemand jou op jou regterwang slaan. Hoe slaan jy iemand op sy regterwang? Nee. As ek voor jou so staan en ek klap jou, nee. Goeie ou vyfvoudige bediening. Dan klap ek jou op jou linkerwang. Jy het al agtergekom. Hoe klap jy iemand op sy regterwang? So. Minachtend. Soos van, ag man. En dan het daai ouens het ringe gedra, nee. Groot ringe. Julle het dit al gesien. Die keisersring. So jy moet sê, backhand so. Dit is nie sommer net. Dit is veragting, minagting. Dit is sleg. Dit is soos van ek skryf jou af. Dan sê Jesus, kom. Jy sien ons moet hoor wat Jesus sê. As hy die hele tyd hier verwys na Moses en die wet, Moses en die profete. Jy mag nie egbreek, jy mag nie doodslaan, jy mag nie jou vrou begeer of 'n ander man se vrou begeer nie. Nee. Dan is dit amazing dat Jesus sê, ek weet jy gaan sukkel hiermee. Ek weet julle almal sukkel hiermee. Julle klomp Israeliete, julle klomp Grieke en Jode en almal wat hier bymekaar gekom het van vissermanne tot Fariseërs aan die ander kant uit, almal wat hier op die berg se voet sit en na my luister. Ek weet waardeur jy gaan. Ek was al daar. Mense het my al deur my gesig geklap. Ek weet hoe werk hierdie ding. Of dit in die gees is, emosioneel, fisies, Jesus sê, kom ons gaan, want jy sien, in al hierdie teaching, en al hierdie uitsprake van Jesus, sê hy vir ons wie hy is. As hy sê, ek het nie gekom om die wet te vervang nie, maar om dit te vervul. Wat sê hy? Hy sê, ek is die woord. Ek is die woord. En ons lees dit in Johannes 6:51. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. Jesus verwys vir hulle terug na die woestyn toe. Onthou julle toe hulle in die woestyn was vir 40 jaar. God het manna gestuur en voeltjies. Ek wonder of daar 'n resepteboek by is. Om nou vir 40 jaar dieselfde ding oggend, middag, aand te eet. Man, kwartel lewertjies met runaways. Het hulle, hoe lyk 'n kwartel se voete? Kan jy hom braai? Ek weet nie, maar dit gaan pla. Het manna darm 'n korsie. Ons het altyd beklei oor die korsie. Korsie met peanut butter en stroop. Maar vir 40 jaar, sê Jesus, weet wat? Julle het daai brood geëet. Julle het vir Moses en die profete geëet, maar dit het julle het honger gebly. Ek het gekom om daai goed te vervang, te vervul, vir julle te wys. Ek is die brood van die lewe. Jy sien, as jy bly by die wettiese, en dit is so hartseer en dis nie veroordelend nie, hoor my hart. Maar as jy kyk na mense wat in 'n Ou Testamentiese wettiese verhouding met God is, hulle kry nie vrede nie, hulle kry nie klaar nie. Daar's die heeltyd 'n ding, there's got to be more. As jy Deuteronomium gaan lees oor die 600 Moses wette, kulturele wette, geestelike wette, wat. En vandag nog kom mense en sê maar,
Ja, nee, Jesus is Shananas, lekker, is mooi. Maar Jesus plus. Jy weet, jy moet daarom net. Mense kom nie op 'n punt waar hulle sê, ek is versadig van die brood van die lewe nie. Hulle soek 'n croissant, en hulle soek 'n donut, en hulle, ek ook. Maar hulle kom net eenvoudig nie versadig van die brood van die lewe nie. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ons lees dit in Johannes 14. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jy sien, Jesus kom op hierdie bergpredikasie en hy sê vir die mense, daar was geskryf, daar is gesê, julle het gehoor, julle het dit beleef, julle het, maar, hier is die antwoord. Ek, Jesus, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Dis wat Jesus vir ons leer by die bergpredikasie is om te sê, julle het geroer en geploeter en gewat, julle het baie hard probeer, well done, maar laat jou ja wees en jou nee wees, dis makliker. Ek gee vir julle 'n nuwe verbond, sê Jesus. Hy kom en hy vervul dit wat die mense gehoor het. Jy kan nie deur die wet gered word nie. Hoor jy? Jy kan nie deur die wet gered word nie. Al onderhou jy wat, al doen jy wat, bid 3 keer deur die oostelike venster per dag na die stad van Jerusalem. Bid 5 keer 'n dag terwyl jy somersaults maak aan die gang op en af. Dans voor in die kerk, doen daai goed in Jesus se naam vandag, is verby. Ons mag dans voor die ark, ons mag dans voor God, maar ons moet nie. En dis nie opsioneel ekstra nie, jy sal uit dankbaarheid voor God gaan staan en hom aanbid en hom eer gee en Here, ek dans voor U vandag. Gaan kyk bietjie en dis nou nie hieroor of daaroor nie, maar dis vir jare al is dit my WhatsApp profiel. So 'n storieetjie daar wat sê, those who cannot hear the music consider those who dance to be mad. As mense nie die musiek hoor nie, as mense nie hierdie waarheid van Jesus hoor, wat sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, hulle gaan na jou kyk en hulle gaan vir jou snaaks aankyk, hulle gaan dink jy is van die maan af. Maar jou troos is, ek het die weg en die waarheid en die lewe, ek het die woord, ek het die brood van die lewe ontmoet. Ek is versadig, ek is okay. Natuurlik is daar heiligmaking en alles wat daarmee saamgaan, maar die wet kan jou nie red nie. Die woord staan vas. Jesus sê dit hier in daai gedeelte wat ons nou gelees het. Jy mag geen jota of titel bysit of wegvat nie. Die woord staan vas. Hoeveel mense lees die Bybel en dan kom hulle by 'n versie wat 'n bietjie uitdagend is en dan skiep hulle daai vers en dan gat hulle aan met vers 20. Want daai vers is nou nie heeltemal wat ek in gedagte gehad het. Dis nie heeltemal wat ek wil sê nie. Terwyl die woord sê van Genesis tot Openbaring, 66 boeke, dit is die woord van die Here, jy mag niks wegvat, jy mag niks bysit nie. Jesus sê, ek is genoeg. Ek is genoeg. Deuteronomium 4. Julle mag by die woord wat ek julle beveel niks byvoeg nie en julle mag daar niks van weglaat nie, sodat julle die gebooie van die Here, julle God mag onderhou wat ek julle beveel. Jesus praat met die mense en hulle ken hierdie storie, hulle ken hierdie uitspraak van, dis een van die wette van Deuteronomium, dat jy mag nie goed wegvat nie. Nie kom Jesus en sê, ek is genoeg, ek is die woord. Moenie bysit nie, moenie wegvat nie. Iets wat baie interessant is, en dis 'n titel wat ek, of 'n term wat ek wil hê julle moet aan gewoond raak. Jesus verduidelik ons rol, ek en jy, as totaal toegewyde, geesvervulde volgelinge van hom. Dis 'n bek vol. Ons praat van 'n TTGV.
Totaal toegewyde, geesvervulde volgeling van Christus. Hoe is dit nou 'n nuwe geloof? Nee. Nee, dis sommer net 'n term wat ek en jy vir mekaar kan aan herinner om te sê, maar jy is mos 'n kind van die Here. Totaal toegewy, geesvervul, volgeling. Maklik. Wat is ons rol? Verduidelik Jesus vir ons. 1 Korintiërs 9. As ek dan inderdaad die goeie nuus verkondig, is dit vir my geen besondere prestasie nie. Ek is verplig om dit te doen. Wow. Paulus kom en hy skryf as 'n totaal toegewyde geesvervulde volgeling van Christus en hy sê, hierdie is nie my keuse nie, dis geen prestasie nie, ek is verplig om dit te doen. En dan hierdie woordjie in die Bybel wat ek baie bang voor is, wee my as ek dit sou nalat. Het jou pa en ma daai woord gebruik toe jy klein was? My ma was 'n liewe mens. Maar as ek 'n bietjie aanjaag en dit het redelik gereeld gebeur, dan sal sy my nou neersit en sê vir my boetie, jou pa kom, wee jou. Ek weet wat dit beteken om te sê wee jou. Jy ook dalk. En wee jou in hierdie konteks is nie God wat as 'n kwaad vader op 'n troon sit en kyk, wat doen jy reg en wat doen jy verkeerd en waar kan hy jou straf en hoe gaan hy jou bykom en die wiel draai net, die God slaap nie, ons ken daai storie, dis nie wat God bedoel nie. Dis nie wat Paulus bedoel nie, dis nie wat die woord bedoel nie. Hy sê, as ek dit uit vrye wil doen, sou ek op vergoeding kon aanspraak doen. Maar as ek dit nie uit vrye wil doen nie, dan sal die staat heeltemal anders. En dit is inderdaad die geval. God het 'n bestuurstaak aan my toevertrou. Hoor julle sy dankbaarheid? Hoor julle sy dankbaarheid en sy verantwoordelikheid en sy aanspreeklikheid, accountability, availability, accessibility, al die abilities waar ek en jy vir mekaar vanmôre sê, as 'n totaal toegewyde kind van God, word ons gedring deur die liefde van God, word ons gedring deur die gees van God in ons om te sê go tell. Nie omdat ons bang is vir God nie, omdat ons lief is vir God. Wee jou kom op 'n punt waar God sê, as jy jouself aan jou sonde oorgee, gaan ek vir my onttrek van jou af. Dit beteken wee jou. Don't go there. God het 'n bestuurstaak aan my toevertrou. Ek sien nou die dag 'n interessante videoklip van 'n pastor wat so in 'n debat sit met 'n klomp mense rondom hom. Dis interessant. Daar's ouens wat sulke bediening het julle dit al gesien? Hy loop op 'n universiteitskampus rond. Ek het nou nie sy naam nie, maar dan maak hy homself daar onder die boom tussen 'n klomp studente in Amerika. Dan maak hy homself oop en sê, "Right, enige vraag, enige ding, wat ook al." En die vraag is, wat se gesag het 'n pastor in die dorp en in jou lewe? En dis interessant. Hierdie ou se verduideliking is dat presies, hy het hierdie skrifgedeelte gebruik. God gave me a management position. Dis nie gesag van ek kan vir jou sê, hoorie, jy moet nooit weer daai hemp aantrek nie. Ek kan vir jou sê, hoorie, jy moet so maak wat. Ons kan na mekaar toe kom en ons kan inspraak maak in mekaar se lewe, maar ek Koos het geen gesag in jou lewe nie. Niks. Ek het geen gesag in hierdie dorp nie. Jesus is die gesag in hierdie dorp, ek is net die instrument. Ons moenie daai ding miskyk nie, julle. Moenie daai ding miskyk nie. Dames, as jy dalk nou vanmôre sit en kyk, baie mense kom en hulle probeer so half die ding regverdig en dan gebruik hulle Efesiërs 5 daar by die kantoor, nê. Dan sê jou baas vir jou, maak vir my tee. Hy het vergeet van asseblief en dankie. Dan sê jy, bietjie maniere, dan sê nee. Die Bybel sê vrouens moet aan mans onderdanig wees.
Nee, Boeta. Nee, o, jy mis dit, o, wee jou. Jy mis dit. Die Bybel sê, vrouens, julle moet aan julle eie mans onderdanig wees, nie aan alle mans wat verbykom nie. En meneer, as jy die koning, priester en profeet vir jou huis is, dan het jy 'n koningin wat aan jou onderdanig is, wat jou helper is. Jy is nie die baas nie. Daar's 'n massive verskil. En dit is wat Paulus hier vir ons sê, dis wat Jesus hier vir ons sê, as 'n totaal toegewyde, geesvervulde volgeling van hom, het ek en jy die verantwoordelikheid om in 'n bestuursposisie in te stap. Onthou julle wat het Peterson nou die dag gesê, die ou wat die message geskryf het? Hy sê, I'm here to serve in honesty, the word of God to the best of my ability, without interfering with the work of the Holy Spirit in my members' lives. Ek is nie in 'n gesagsposisie nie, julle. Ons moet dit verstaan vanmôre, jy ook nie. Maar Jesus kom en hy sê, as 'n totaal toegewyde geesvervulde volgeling, 'n TTGV, gaan ek jou bemagtig. Ek gaan vir jou die tools gee hoe om dit te doen, want hy kom nou op die bergpredikasie en hy sê, vergeet van daai goeters, dit werk nie, die wet kan jou nie red nie, ek het gekom om jou te wys hoe, en ek gee vir jou my Heilige Gees om jou te help. Hoe? Hier gaan ons, Romeine 8. In al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefhet. Amazing. Jy veg nie vir oorwinning nie, jy veg van 'n posisie van uitoorwinning. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte of hoogte of diepte, of enige iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar in Christus Jesus is, ons Here. Meer as oorwinnaars, ek en jy. Jesus kom en hy sê, hallo Lazarus, jy het by die wet verbygekom, jy het my ontmoet, jou naam is geskryf in die boek van die lewe. Jy is myne en ek is by jou. 1 Johannes 4. Julle is uit God my kinders en het hulle oorwin. Omdat hy wat in julle is groter as hy wat in die wêreld is. Hulle is uit die wêreld, daarom praat hulle uit die wêreld en die wêreld luister na hulle. Ons is uit God, hy wat God ken, luister na ons. Hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaling. Jy sien, ek en jy se werk is om te getuig, nie om te oortuig nie. Paulus sê, ons moenie in sinnelose redenasies betrokke raak nie. Dis in die boodskapvertaling wat hy sê, moenie in ou vrou stories betrokke raak nie. Moenie in 'n argument betrokke raak en mense probeer oortuig nie. Want ek en jy is God se kinders. Ons praat 'n ander taal, ons praat 'n ander verwysingsraamwerk. 'n Mens wie se geestelike oë en ore toe is, gaan jou nie hoor nie. Jy moet dit weet. Jy moet dit weet. So hoe doen ons dit? Hoe doen ons hierdie go tell? Jesus wys die weg van die waarheid, waarop en waaruit ons moet leef. 1 Petrus 4. Omdat Christus dan liggaamlik gelei het, moet julle ook met die gedagte wapen, dat wie liggaamlik gelei het, met die sonde afgereken het. Met ander woorde, Jesus, wat liggaamlik gelei het, het met die sonde afgereken. Vir die res van sy aardse bestaan word sy lewe nie meer beheers deur menslike begeertes nie, maar deur die wil van God. In die verlede toe julle nog heidene was, is julle lewe lank genoeg beheers deur julle eie heidense begeertes. Losbandigheid, welles, dronkenskap, swelg en drinkpartye, afskuwelike afgoderry. Nou vind die heidene dit vreemd dat julle nie langer met hierdie stroom van losbandigheid saamgaan nie. En hulle beswadder julle. Hulle sal rekenskap moet gee aan hom wat klaar staan om oor die lewendes en die dooies te oordeel.
Jesus kom in die bergpredikasie en hy sê, kom ons los die wet. Jesus sê, ek is hier om die wet te vervul en om vir jou te wys. Jesus sê, die wet gaan jou nie vrymaak nie. Jesus sê, daar kom 'n nuwe lewe van oorwinning. Ons by Jabok bediening sê, ons kom by 'n plek van oorgawe, 'n nuwe begin en oorwinning. En dis wat Jesus vir ons leer as hy sê, gaan vertel. Want eendag was daar 'n tyd en ons leef tussen mense wat nog daar is, wat uit hulle vleeslike begeerlikhede hulle self aan die gang hou. Net nog 'n bietjie, net nog 'n bietjie. 'n Bietjie dit en 'n bietjie dat. En dan is ons nou maklik om te draai en te sê, maar ek is 'n TTGV, onthou jy, dis nou 'n nuwe term wat ons geleer het, 'n totaal toegewyde geesvervulde volgeling van Christus, en daarom is ek gevrywaar van al hierdie so kry vir jou. God slaap nie, broer, hy gaan jou kry. Die wiel draai. Nee. Die wiel draai vir jou ook, vir my ook. Hoor wat sê daai laaste vers van, wat sê hy nou? Van 1 Petrus 4. Hulle sal rekenskap moet gee aan hom wat klaar staan om oor die lewendes en die dooies te oordeel. Ek en jy wat lewe, ons gaan voor die oordeelstoel staan en God gaan vir jou vra, wat het jy gedoen? Nie op grond van werke nie. Die blote feit dat jy klaar daar staan, beteken jou naam is geskryf in die boek van die lewe. Maar God gaan vir jou vra, jy het die waarheid geken, jy het die Jesus geken wat sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, wat het jy met hom gemaak? Hoe het jy in die wêreld 'n verskil gemaak? Ja, hy gaan die dooies ook oordeel. Hy gaan by jou kom en vir jou sê, maar jy het gehoor, jy het niks daarmee gemaak nie. Jy het jou eie keuse uitgevoer, jy het jou eie lewe gelewe, jy het jou eie pad geloop. Ons gaan op 'n stadium daarby kom in hierdie gesprekke waar Jesus vir ons wys, hoe lyk die smalle weg en die brede weg. Maar ek vra vanmôre vir jou, Jesus wat sê, ek is die woord. Ek is die brood van die lewe. Ek bring vir jou oorwinning. Kom ons vat dit vanmôre, kom ons maak dit ons eie, kom ons hoor wat God vir ons sê, en kom ons maak 'n besluit om te sê, Here, U sê, ek hoor. Here, ek hoor, ek gaan doen. Want Here, ek gaan doen, omdat U reeds gedoen het. Ek gaan jou groet, julle aanlyners, dankie dat jy ingeskakel het. Dankie vir jou liefde, genade, ondersteuning, terugvoer, gebede. Moenie ophou nie, asseblief, bid vir ons baie. Maar ek gaan soek hierdie liedjie van Lauren Daigle wat sê, You Say. Die YouTube link is op hierdie post op Facebook en op YouTube. Gaan soek haar liedjie en maak dit jou eie, gaan hoor wat sê die Here. En gaan hoor wat gaan jy daarmee maak. Vrede vir jou, blessings, liefde.